Goeiemôre. Dis Woensdag 9 April en hier het nou net 'n heerlike buiereën uitgesak in Pretoria, maar ek staan hier buite in die nattigheid en die honders kraai en dit is lekker om te weet ons het 'n nuwe dag van ons Vader ontvang, is dit nie? Ek gesels steeds oor vergifnis. En vandag wil ek graag vir jou lees uit Efesiërs 2 vers 13 tot 16. Dankie Vader dat ek net eers dit wat ek nou hier gaan bedien voor u voete kan neersit. Vader, ek bid in die naam van ons Messias, Yeshua Mashiach, dat u asseblief self voor hierdie woord sal uitgaan. En dat u asseblief self aan elkeen van ons openbaar wat u hierin bedoel. Ons wil u nie mis nie. Asseblief Vader, praat met ons oor hierdie kosbare teksverse. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek lees Efesiërs 2 vanaf vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Nou kom ons kyk eers na vers 13. En die woorde wat ek wil uitlig is, julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Sonder die bloed van Christus was dit nie moontlik vir die mens om so naby aan God die Vader te kom, dat ons tot in sy teenwoordigheid kan kom nie. Deur die bloed het ons toegang tot in die teenwoordigheid van ons Vader. Vers 14. Hy is ons vrede. Weet jy, slegs die bloed van Christus kon vir die ganse mensdom vrede bewerk. Goddelike vrede, waardeur ons toegang tot die Vader verkry. Ja, die bloed van Christus het letterlik die skeidsmuur afgebreek, wat ons daarvan weerhou het, om in die teenwoordigheid van die Vader te kom. En hierdie goddelike toegang geld vir alle mense van alle rasse of nasionaliteite. Die punt is net, aanvaar ons die werking van die bloed. Christus Jesus, wat hierdie toegang bewerk het, deur sy bloed, is self ons vrede. Hy wat dit bewerk het, maak alle gelowiges een, sodat daar geen skeidsmuur meer sal wees tussen mense van verskillende groeperinge nie. Is dit vir ons waar? Kom ons gaan dink 'n bietjie. Dink nou, elkeen op sy eie. Ek wil nie nou daarop uitbrei nie. Maar gaan vra net jouself die vraag af, as dit nie waar is nie, wat verhinder dit? Maar almal wat in Christus glo, word een. Let op die verwysing na die bloed, wat die middelmuur van skeiding afgebreek het. Gaan dink en bid asseblief daaroor. Byvoorbeeld besnydenis speel geen rol in verlossing nie. Slegs geloof in Jesus wat die Christus is en die verlossing van sy bloed. Vers 15. Wat ek daar wil uitlig, wet van gebooie wat in insettinge bestaan. Wet van gebooie wat in insettinge bestaan. In die tyd van Moses is daar soveel wette en instellings vasgemaak, wat die mooiste en kosbaarste betekenis en verwysing gehad het. Maar Jesus se dood aan die kruis het al hierdie dinge vervul.
Die belangrike woord is vervul. Niemand sal vandag sy saligheid in Christus verloor as hy nie meer hou by Ou-testamentiese instellings nie. Ons durf nie die bloed van Christus verloon deur vas te hou aan Ou-testamentiese rituele nie. Meer nog, dink daaroor. Alle kultuurgroepe het dinge, gebruike, gewoontes wat vir die groep kardinaal van belang is. Daarmee beweer ek nie dat ons alle kultuurgoed moet uitsmyt nie, maar dat ons almal dit wat ons glo en daarom doen, voor ons Vader sal ondersoek. Waarmee hou ek my dalk besig, waarin ek die bloed tersyde stel? Mag ons elkeen net gaan sit en weer biddend wag op ons Vader oor die betekenis van vers 15 uit Efesiërs 2. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Nou watter vyandskap verwys vers 15? 'n vyandskap wat tot niet gemaak is. Dit is die bloed van Jesus wat verlos. Slegs die bloed van Jesus, die volhouding van die wet, speel nie meer 'n rol in verlossing nie. Veroorsaak dit dalk steeds onderlinge vyandskap. Daar is geen wet meer wat ons in Christus kan bring nie. Slegs geloof in die verlossing van die bloed. Vader, wees ons asseblief genadig. Mag elkeen van ons asseblief eerlik wees voor U. Gee ons geloof in die bloed. Dit is wat U woord ons leer. Dit is slegs die bloed wat verlos. Dankie, Yeshua, dat U bereid was om hierdie offer te word, sodat elkeen wat daarin glo, verlossing in U kan ontvang. Ons eer U en ons prys U naam. Halleluja. Amen.